Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. God se gebooie staan vas. Die werke van sy hande is trou en reg. Al sy bevele is betroubaar. Vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig, uitgevoer in trou en opregtheid. Psalm hoofstuk 111, verse 7 en 8. Die wet van God het bestaan voor die skepping van die mens. Anders kon Adam nie gesondig het nie. Na die oortreding van Adam is die beginsels van die wet nie verander nie, maar is dit so bewoord en uitgedruk om die mens in sy gevalle toestand te ontmoet. Die engele is daardeur die wet regeer. Satan het geval omdat hy die beginsels van God se regering oortree het. Nadat Adam en Eva geskep is, het God sy wet aan hulle bekend gemaak. Dit was toe nie geskryf nie, maar is deur Jehovah aan hulle herhaal. In liefde, met die begeerte om ons te verhef en te veredel, het God vir ons 'n standaard van gehoorsaamheid voorsien. In ontsaglike majesteit, te midde van donderweer en weerlig, het hy van die berg Sinaï af sy 10 heilige voorskrifte verkondig. Hierdie wet openbaar die hele plig van die menslike familie. Die eerste 4 voorskrifte definieer ons plig teenoor God en die laaste 6 ons plig teenoor die mens. Die wet van God, as 'n openbaring van sy wil, 'n transkripsie van sy karakter, moet vir ewig voortduur, as 'n getroue getuie in die hemel. Nie een gebod is nietig verklaar nie, nie 'n jota of titel is verander nie. Die psalme sê, vir ewig o Here, staan u woord vas in die hemele. Psalm hoofstuk 119, vers 89. Van die begin af was die groot stryd oor die wet van God. Satan het probeer bewys dat God onregverdig was, dat sy wet gebrekkig was en dat dit in die beswil van die heelal was dat dit verander word. Deur die wet aan te val, het hy gepoog om die gesag van die outeur daarvan omver te werp. Deur Satan se versoekings het die hele mensdom oortreders van God se wet geword, maar deur die offer van sy seun word 'n weg geopen waardeur hulle na God kan terugkeer. Deur die genade van Christus kan hulle in staat gestel word om gehoorsaamheid aan die Vader se wet te bewys. Wanneer ons God ten volle vertrou, wanneer ons staat maak op die verdienste van Jesus as 'n sonde vergewende verlosser, sal ons al die hulp ontvang wat ons kan begeer.